Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met u op hierdie platform te kan kuier. Gun my asseblief die geleentheid om dankie te sê. Dankie vir elkeen wat ons finansiëel ondersteun. Elkeen wat die Koeksondag bydrae gegee het, kom saam eet het en donasies gegee het, ons waardeer dit opreg. Dankie vir elkeen wat 'n EFT inbetaling in die kerk se bankrekening maak. Onthou asseblief net om 'n verwysing by te sit om te sê dis vir die koskas of vir sorg of vir die jeug of waarvoor ook al u dit wil laat aanwend sodat ons weet waarvoor om dit te allokeer. Dan wil ek graag net die voorbereidingslys ook met u deel. Eerstens op die voorbereidingslys vra ons nog steeds voorbereiding vir Tannie Hannetjie Klint wat tuis is en haar gesondheid. Dan vir Tannie Hannetjie Visagie, wat sukkel met haar gesondheid, oom Flip Blessing en dan ook oom Anton Smit, wat nog in die hospitaal is. So ons vra dat u asseblief in u gebede aan hierdie individue sal dink, en dan indien daar iemand is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik sal rustig raak in God se teenwoordigheid en ons saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons nou saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier aan 'n nuwe fase van die kerklike jaar kan aandag gee, dat ons op hierdie platform kan saamkom, dat ons kan fokus op U en U woord en dat ons kan rustig raak vir 'n kort rukkie in ons besige dagskedules. Ons wil vir U vra dat U met elkeen van ons sal kom werk, dat U ons harte en ons gedagtes gevange sal neem. Gees van God, dat U aan ons kan skaaf, dat U ons voorberei en dat U ons help, sodat ons nader aan U kan beweeg, sodat ons aandag moet gee aan die dinge in ons lewens wat nog nie is waar U wil hê dit moet wees nie, sodat ons dit kan verander en sodat ons kan groei in ons verhouding en ons liefde met U. En daarom kom vra ons nou, breek vir ons die woord oop, kom praat met elkeen van ons. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, soos wat u weet, skop ons nou af met lydingstyd en daarom het ek gedink dit sal goed wees as ons ook 'n teksgedeelte kry wat so 'n bietjie hierby aanskakel. So vandag gaan ons saam lees uit 'n baie bekende gedeelte en dit is Johannes 2 vanaf vers 13 tot 22, die reiniging van die tempel. Nou net vir duidelikheidsonthaalwe, as ons kyk na die evangelies, dan plaas die evangelies dit meer aan die einde van Jesus se bediening, net voor die groot lydingsweek en sy kruisiging. Kyk ons na Johannes, dan plaas hy dit aan die begin van die evangelie, wat hy 'n spesifieke doel daarmee gehad. Maar as ons kyk na die tydlyn, dan is dit meer aan die einde van Jesus se bediening. Maar kom ons lees dit dan nou saam, Johannes 2 vanaf vers 13 tot 22, daar staan, die Paasfees van die Jode was naby, en Jesus het daarvoor na Jerusalem gegaan. Op die tempelplein het hy die verkopers van beeste, skape en duwe gekry, en die geldwisselaars wat daar sit. Toe het hy met touwtjies 'n sweep gemaak en almal uit die tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die geldwisselaars het hy op die grond gegooi, en hulle tafels omgekeer. Vir die mense wat die duwe verkoop het hy gesê, vat hierdie goed hier weg. Moenie die huis van my Vader 'n besigheidsplek maak nie. Toe het sy disippels daaraan gedink, dat daar geskrywe staan, die liefde vir u huis verteer my. Maar die Jode het hom aangespreek en vir hom gesê, met watter wonderteken kan u vir ons bewys dat u hierdie dinge mag doen? Jesus het hulle geantwoord, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek hom oprig. Die Jode sê toe, 46 jaar lank is daar aan hierdie tempel gebou en u sal hom in 3 dae oprig? Met hierdie tempel het hy egter sy liggaam bedoel. Later, nadat hy uit die dood opgewek is, het sy disippels daaraan gedink dat hy dit gesê het en hulle het die skrif en die woorde van Jesus geglo. Nou ons lees net hierdie enkele verse. Geliefdes, ons sien in hierdie Johannes evangelie dat hy vir ons 'n toneel beskryf wat ons baie min aantref in die Bybel en dit is waar Jesus woedend is. Jesus wat mense uitjaag,
tafels omgooi en 'n sweep klap. Die vraag is, wat het Jesus so woedend gemaak? Was dit die feit dat daar by die tempel handel gedryf was? Of het dit eerder gegaan oor die manier waarop hulle dit gedoen het? Of die presiese plek waar hulle dit gedoen het? Of dit wat dit geïmpliseer het of na vore gebring het? Ek persoonlik dink dat dit oor die laasgenoemde gedagte gaan. Nie oor die feit dat hulle handel gedryf het of 'n inkomste wou maak nie, maar op die manier waarop hulle handel gedryf het en ook die plek waar hulle dit gedoen het. Want u sien die tempelterrein en dit wat daar gebeur het, was alles iets wat geskree het teen dit waarvoor die tempel gestaan het. Jesus self kom verduidelik hierdie gedagte en sy optrede met 'n aanhaling uit Jesaja 56 vers 7, waar 'n mens dit aantref in Markus 11 vers 17, as hy sê, die tempel is 'n huis van gebed vir al die volke. Nou om hierdie aanhaling van Jesus te verstaan, moet ons weet hoe die tempel gewerk het. Nou die tempel was in Jerusalem en dit was 'n baie groot kompleks gewees. Die voorhof of die bymekaar kom plek vir die Joodse mans was apart gewees van die spesiale voorhof vir die Joodse vrouens. So dit was twee aparte gedeeltes. En dan, behalwe vir hierdie twee voorhowe, was daar ook 'n groot plein gewees voor die tempel. En dit was spesifiek die voorhof gewees waar die heidene by mekaar gekom het. Dit was mense wat nie Jode was nie, maar wat ook graag vir God wou aanbid en wat nie self in die tempel mag ingegaan het nie. Hulle kon wel in hierdie voorhof God gaan aanbid het. So dit was die manier waarop die tempel moes funksioneer. Maar soos wat tyd aangestap het en dinge begin verander het, so het mense ook anders te opgetree in hierdie tempelplein. Die Jode was byvoorbeeld haastig om in die oggende by die werk te kom of selfs om in die aande van die werk af by die huis te kom. En dan sou hulle sommer 'n kort pad oor die tempelplein geneem het waar hierdie mense eintlik moes aanbid het. Verder het die hoëpriester en sy familie ook begin om stalletjies op te rig waar hulle beeste en skape en duwe verkoop het vir mense wat offers wou bring en wat ver gereis het en nie noodwendig hierdie offers kon saambring nie. Dan sal ons sien daar was ook geldwisselaars gewees. Hierdie geldwisselaars het gewone mense se gewone geld omgeruil sodat hulle die voorgeskrewe tempelgeld kon hê waarmee hulle elke jaar die tempelbelasting moes betaal. En asof dit nie erg genoeg was nie, het hulle hierdie pelgrims wat van ander lande af gereis het, verskriklik uitgebuit. Hulle het ook baie hoë pryse gevra wanneer hulle hierdie offerdiere verkoop het. Jy sou vir 'n paar duwe byvoorbeeld 20 keer meer betaal hier op die tempelplein as wat jy daarvoor sou betaal het in die stad. En dit is juis hierdie manier van optree, die feit dat hulle mense uitgebuit het en die feit dat hulle dit op die tempelplein gedoen het, wat Jesus so ontstel het. Want die nie-Jode was veronderstel om hier op hierdie tempelplein God te aanbid. En hulle kon dit nie doen terwyl al hierdie goed plaasgevind het nie. Want jy kan jouself net indink wat 'n chaos dit veroorsaak het. As mense daar aankom en hoor hulle moet 20 keer meer betaal, dan het hulle in 'n stryery gepaard gegaan met die verkopers en die geldwisselaars en die mense sou gestry het oor die feit dat hulle uitgebuit word. En daar is 'n geraas van beeste en skape wat blaar en bulk ensovoorts. En alles het hier die gewyde atmosfeer versteur. Geen wonder, Jesus was woedend geweest toe hy by die tempeltrappies opgeloop het en hierdie toneel voor hom sien afspeel het nie. Jesus was so ontsteld oor hierdie gebeure wat hier plaasgevind het, dat hy man alleen die tempelterrein ontruim het. Jesus was nie ontsteld noodwendig oor die handel wat gedryf is nie, maar oor waar dit gedoen is en hoe dit gedoen is en die gesindheid daarachter. Jesus was ontsteld omdat pelgrims uitgebuit is,
omdat die heiligheid van die tempel geskend is, omdat die tempel wat 'n huis van gebed moes wees vir alle volke, waar die volke God moes aanbid, verander is in 'n markplein. En wie kan in sulke omstandighede God aanbid? Verder dink ek dat Jesus ook teleurgesteld was, want die tempel moes 'n plek wees waar God en die wêreld mekaar ontmoet en waar die mense toegerus kon word, sodat hulle kon uitgaan en die wêreld kon gaan bedien. En dit kan nie hier gebeur nie, dit kan nie hier plaasvind nie. En daarom ontruim Jesus hierdie tempelplein en probeer hy weer om orde te herstel. Probeer hy dat mense sal terugkeer na dit wat belangrik is, naamlik die aanbidding van God. Nie die belange van mense nie, maar die belange van God. En dit bring my by die volgende punt wat ek wil aanraak, en dit is dat ons as gemeente vandag vir onsself moet afvra of ons nie in dieselfde slaggate trap as die Jode van destyds nie. Want dit bly vandag nog 'n versoeking om aan 'n kerk te behoort ter wille van my voordeel. Kom ek verduidelik dit vir ons. Ek wil hê jy moet vandag vir jouself vra, hoekom gaan jy kerk toe? Gaan jy kerk toe om God te aanbid of gaan jy kerk toe om iets daaruit te kry? Gaan dit oor jou of gaan dit oor God? Want as ek en jy die heeltyd vir onsself vra, wat kan ek hieruit kry? Of wat is dit vir my werd om kerk toe te gaan? Of watter voordeel hou dit vir my in om eredienste by te woon? Of om die kerk by te woon? Of om aan 'n kerk te behoort? Dan moet die gevaarligte vir ons aangaan, want dan tree ek en jy nie veel anders op as die Jode van destyds nie. Want vir hulle het dit ook oor hulle self gegaan en die voordeel wat hulle daaruit kan trek en nie oor God nie. As ek en jy vir onsself egter ander vrae vra, as ons vir onsself vra, hoe kan ek betrokke raak by die gemeente? Wat kan ek bydra? Wat kan ek doen sodat God se koninkryk gebou kan word en uitgedra kan word en kan groei? Of hoe kan ek God in hierdie omgewing aanbid? Of wat kan ek doen om te groei sodat ek dit wat ek leer kan gaan uitleef in die wêreld daar buite en God in die wêreld daar buite kan verteenwoordig? Dan leef ons anders. Dan leef ons soos wat Jesus wil hê ons moet leef. En dan gebruik ons die kerk soos wat hy wil hê ons die kerk moet gebruik. En ons as kerkleiers moet ook vir onsself hierdie selfde vraag vra. Ons as kerkleiers moet sorg dat die kerk volgens God se beginsels bestuur word en nie volgens die wêreld se beginsels nie. Nou kan jy vir my vra, maar hoe so? Ons moet tog die water en ligte betaal en die kerk aan die gang hou, so ons moet 'n bietjie besigheid binne in die kerk inbring en ons moet fondsinsamelings hou. Ja, dis belangrik. Maar ons kan nie die kerk soos 'n besigheid bestuur nie, want dit bly 'n aanbiddingsplek. Dit bly 'n plek waar God aanbid moet word. En daarom moet ons ook vir onsself vra, doen ons in die kerk wat God wil hê ons in die kerk moet doen? Ons kan byvoorbeeld nie vra, wat wil die lidmate hê en hoe kan ons dinge in die kerk verander om lidmate te lok nie? Of hoe kan ons die kerk en die eredienste meer lekker maak sodat gemeentelede daarvan hou en sodat hulle meer kom nie? Want as ons hierdie goeders begin doen, dan begin ons om van die kerk 'n plek te maak wat mense entertain, sodat mense kan kom. En as ons dit gaan begin doen, gaan ons al hoe meer van die wêreldse goed in die kerk inbring. Ons gaan begin om bands in te bring en vertonings te hou en ons gaan allerhande ligte en rook en ek weet nie wat alles moet inbring nie, want dit is waarvan mense hou. Ons gaan koffiewinkels moet bou en ons gaan mense moet lok met goed vol preke en ons gaan moet probeer om mense te entertain. En ek is jammer, maar dit is nie die rol
van die kerk nie, want hoe meer van die wêreld ons in die kerk inbring, hoe minder van God en sy koninkryk gaan sigbaar wees in die kerk. Dit gaan begin wegraak, want ons gaan fokus op hierdie entertainment goed, in plaas van om op God en God se aanbidding te fokus. En daarom moet ons vir onsself afvra, is ons soos hierdie Jode van destyds? Fokus ons op dit wat die wêreld wil hê, of dit wat God wil hê? Dit wat die wêreld behaag, of dit wat God behaag? Want geliefdes, as ons as kerk met die wêreld gaan begin kompeteer, gaan ons verloor. Want die wêreld het baie meer geld as ons as kerk. En vir die wêreld is dit makliker om hierdie entertainment te doen as vir ons as kerk. En nooit het God gesê ons moet die wêreld entertain nie. Inteendeel, ons moet die evangelie verkondig. Ons moet God aanbid. En dan is ons op die plek waar God wil hê ons moet wees. Dan doen ons as kerk wat God wil hê ons moet doen. Want die tempel, die kerk, moes nog altyd die sigbare teken in die wêreld wees van God se teenwoordigheid. Hier in hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het in die Jodese tyd, en partykeer selfs in ons tyd, het die kerk, die tempel, 'n sigbare teken geword van dit wat verkeerd is in ons godsdiens. Maar dit is nie net ons as gemeente wat moet kyk na dit wat in ons gemeente aangaan nie. Nee, ons as individue moet ook vir onsself 'n paar vrae vra en ons eie motiewe ondersoek. En die vraag wat ons vandag vir onsself moet vra is, verstaan ons dat die kerk nie ons sin is nie? Dat ons nie met die kerk kan maak soos wat ons met die kerk wil maak nie, en dat ons nie oor die kerk kan beklei nie. Dit is die Here se kerk. Hy het die duurste daarvoor betaal met sy eie bloed. Hy het dit gekoop met sy eie bloed. Dit is God wat hierdie kerk aan die gang hou. Dis God wat sorg dat die deure oop bly en dat die fondse inkom en dat die bedieningswerk voortgaan. Dis God se kerk. Hy besluit of dit voortgaan al dan nie. Die tweede vraag wat ons vir onsself moet vra is, waar lê ons prioriteite? Veral as dit kom by iets soos kerklidmaatskap. Lê dit by ons eie smaak en ons eie behoeftes, of lê dit by die aanbidding en die dien van die lewende God? En dan moet ons vir onsself vra, het ons 'n hart vir mense wat nie deel is van die gemeente nie? Is ons erediens 'n plek waarheen almal wil kom en waar almal welkom voel? Want die tempelplein was juis die plek vir alle volke gewees. En daarom moet ons kerk 'n plek wees waar almal welkom voel. Geliefdes, ons moet net onthou dat 5 dae nadat Jesus die tempel gereinig het, het hy aan die kruis gehang. En het hy met sy kruisdood die voorhangsel van die tempel middeldeur geskeur. As 'n teken dat enige iemand, nie net die hoëpriester nie, nou tot by God in sy heiligdom kan nader, sonder die bemiddeling van 'n priester of van offers. Die reiniging van die tempel was 'n simboliese daad waarmee Jesus na sy kruisoffer gewys het. Want in God se hart is almal welkom. Maar die reiniging van die tempel gaan nie net vir my oor kerk wees nie. Dit het vir my 'n meer geestelike dimensie. Dit gaan ook vir my oor Jesus wat kom wys het dat die ou stelsel verby is en dat die nuwe verbond en 'n nuwe tyd aangebreek het. Nou kan jy vir my vra, wat bedoel ek hiermee? Wel, God se teenwoordigheid is nie meer gebonde aan 'n fisiese gebou nie. God is nou teenwoordig by sy mense. Toe daardie voorhangsel geskeur het, het Jesus die skeiding wat daar tussen God en mens was, uit die weg kom ruim. Hy het dit weggeneem. En ek en jy kan nou
in God se teenwoordigheid wees. En God is nou werklik Immanuel, God met ons. En volgens 1 Korintiërs 6 vers 19 is ons liggame nou die tempels van die Heilige Gees. Die vraag is, wat gaan Jesus vind as hy na ons lewens kyk? Het ons harte 'n markplein geword wat volgens die wêreldse dinge en prioriteite funksioneer? Word ons woorde en ons dade deur God of die wêreld oorheers? Is ons harte gevul met selfsug, gierigheid en liefdeloosheid? Of streef ons na God se liefde, na vergifnis, na gelykheid en na naaste diens? En onthou, God verdra nie 'n verdeelde hart nie. Jy leef of volgens die wêreldse beginsels, of jy leef volgens God se beginsels. Jy kan nie met een voet in die wêreld staan en met die ander voet in die kerk staan en albei aanbid en dien nie. Dis 'n verdeelde hart en God laat dit nie toe nie. Kom ek verduidelik dit. Jy kan nie kerk toe kom, maar nie jouself ten volle oorgee aan God en God se manier van doen nie. Jy kan nie kom bid en sê, God, ek is jammer en ek wil breek met hierdie sonde wat in my lewe is en ek wil die houvas daarvan op my lewe breek en ek wil dit by u voete kom los. En dan vertroetel ons daardie sonde en ons tel dit op en ons vat dit weer saam met ons en ons gaan leef dit weer uit nie. Ek en jy kan nie God dien en nog steeds probeer om die wêreld gelukkig te maak nie. Ons kan nie kompromieë sluit met die wêreld as ons God dien nie. En daarom is dit so noodsaaklik dat ek en jy vandag ons lewens sal ondersoek. En dat ons vandag vir onsself sal vra, hoe lyk ons tempel? Wat gaan God aantref op my tempelplein? Ons persoonlike lewe, sowel as ons gemeentelewe, moet God behaag en nie die wêreld nie. En dit is daarom ook nodig dat ons na Jesus toe sal gaan, dat ons vir die Gees sal vra om ons tempel te kom reinig. En onthou, wanneer Jesus reinig, dan vernietig hy nie, nee, hy kom herstel. Hy bring genesing. Hy kom verander dit wat verkeerd is. En dalk is dit nodig dat Jesus ook in ons lewens inkom en 'n klomp tafels moet kom omkeer, sodat ons kan weet wat nie volgens sy wil is nie. Sodat ons kan weet wat in ons lewens verkeerd is, sodat ons dit kan verwyder. Want geliefdes, God eis van ons reinheid. Hy eis van ons opregtheid en oorgawe. En ek en jy kan dit nie gee as ons met die een voet in die wêreld leef en met die ander voet in die kerk nie. Ek en jy sal moet kies. En ons gaan vir God moet kies. Ons gaan moet kies dat hy ons daagliks kom reinig. Ons gaan moet kies dat hy die tafels moet omgooi in ons lewens, sodat ons rein en heilig kan wees, sodat ons kan terugkeer na dit wat hy wil hê ons moet doen, en dit is om in aanbidding in sy teenwoordigheid te leef. En geliefdes, wanneer opregtheid en reinheid en oorgawe seëvier in ons lewens, dan leef en funksioneer ons soos wat God van ons vra. En daarom dink ek dis tyd dat ons ondersoek instel. En dat ons sal seker maak dat ons die regte dinge kies. Dat ons sal seker maak dat ons God aanbid en dat hy eerste is in ons lewens. En dat dit hom behaag
en dat dit tot sy voordeel is, tot eer van sy naam, en nie tot ons eie gewin nie. So kom ons ondersoek in hierdie komende week ons lewens, en kom ons maak seker dat ons heilige tempels tot eer van God is. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons kom sê vir U dankie vir hierdie teksgedeelte. Dankie dat ons gehoor het dat ons nie kompromieë met die wêreld kan aangaan nie, of dat ons nie die wêreldse dinge in ons lewens kan inbring en dink dis okay nie. Dat ons nie op aarde is om die wêreld en die wêreldse manier van leef na te streef nie, maar dat ons juis hier is omdat ons moet leef soos wat U wil hê ons moet leef. En Vader, ons weet ons sukkel hiermee, want ons wil deel wees van die wêreld en die genot en die plesier van die wêreld, maar ons wil ook deel wees van die kerk. En partykeer wil ons hierdie goeders kombineer en partykeer dink ons dis wat ons moet doen en dan maak ons meer droog as enigiets anders. Dan raak U en U aanbidding weg uit die kerk uit. En daarom kom bid ons vir onsself, maar ons kom bid ook vir ons kerkleiers en ons kom bid vir ons gemeentes en ons vra dat ons nie sal kompromieë sluit met die wêreld nie en dat ons nie wêreldse beginsels deel maak van die kerk nie, maar dat die kerk die plek sal wees waar U sentraal staan, waar U aanbid word en dat ons nie wêreldse dinge nodig het om dit te doen nie, want as ons hart op die regte plek is en ons aanbid U, dan het ons nie allerhande entertainment nodig om in 'n lewende verhouding met U te staan nie. Help ons om te fokus op dit wat reg is. Vader, en as daar tafels is wat U moet kom omkeer, dan vra ons vir U dat U dit sal kom omkeer en dat U vir ons die dinge sal wys wat nie reg is nie, wat nie volgens U wil is nie, wat verkeerd is, sodat ons daaraan kan aandag gee. In ons persoonlike lewens, maar ook in ons kerklike en gemeentelewens. En dankie dat ons weet dat U die een is wat die kerk aan die gang hou, dat U die een is wat in beheer is daarvan, en dat ons na U toe moet kom en by U moet kom hoor wat U wil is, en dat ons dan die gemeente, die kerk daarvolgens sal bestuur, want U is tog die hoof daarvan. Vader, help ons as Ekleengemeente daarmee, help ons as individue daarmee, en laat U volmaakte wil in ons lewens geskied. Ons kom bid ook vandag vir die lidmate in ons gemeente wat siek is, wat U nodig het. Ons dra hulle vandag aan U op, en ons vra dat U vir hulle meer as genoeg sal wees, en dat U ook hierdie pad saam met hulle sal stap, vir hulle die nodige krag sal gee, wat hulle kort kom. Dankie dat ons dit mag bid, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Jesus Christus is met julle elke dag tot en met die volëinding van die wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die opgestaande gekruisigde, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en krag van die Heilige Gees sal julle begelei om meer en meer soos Jesus te wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.